En enige persoon eintlik hier vanoggend gebruik die Here as 'n instrument. So dis vir my altyd lekker om die woord te bedien. Terwyl jy daar sit, kom ons bid net saam. Here, dankie. Dankie vir die woord vanoggend, Here. Dankie vir die woord van lewe, die woord van krag, die woord van wysheid. Ons harte is oop vanoggend om te ontvang, Here. Heilige Gees, kom gebruik hierdie saad, hierdie woord. En ek dank U, Here, dat dit vrug lewer in mense se lewens, Here, dat dit sal groei. Dat mense daarvan sal eet en sien dat U die waarheid is en dat U goed is. In Jesus naam. Amen. Amen. Nou die laaste paar dienste is daar so baie geesgevulde woord wat in hierdie plek verkondig word en gepreek word en ek is seker daarvan baie van julle het al die woord gevat, maar as jy nog nie het nie, gryp dit as jy inkom, gryp net. En die woord wat hier is lewe en krag. So ek glo jou hart is oop vanoggend. Dis hy oop. Jou gedagtes oop. Ek glo ook die boodskap wat ek vanoggend met julle wil deel, het die Heilige Gees vir my uitgelig vir 'n tyd soos hierdie. En ek wil jou uitdaag, luister vir die oomblikke wat die Heilige Gees vir jou uitlig. Jy sien, ons kan baie keer net hier by mekaar kom as 'n algemene vergadering, dis nou 'n Sondag of 'n Woensdag en ons kom en sit en luister bietjie na die woord, sing 'n bietjie en ons preek 'n bietjie en ons bid 'n bietjie en doen al hierdie goed, maar as jy die oomblik mis vir die Heilige Gees iets in jou lewe wil deponeer, dan mis jy dit. So ek wil jou uitdaag, stel jouself in vir die Heilige Gees. Hierdie woord wat ek vanoggend bedien, ontstaan net sulke oomblikke waar ek gesit het en die Heilige Gees lig iets uit. Dan sit dit hier in my gees vas en ek bid daaroor en ek praat met die Here daaroor totdat dit fondasie vind. En dan gesels ek met die Here totdat die woord voluit kry sodat ek dit vanoggend vir julle kan oordra. So hoekom vertel ek hierdie vir jou? Want ek wil hê jy moet weet. As jy hier sit vanoggend, is jy nie net 'n kerkganger nie. As jy voel jy's net 'n kerkganger vanoggend, dan het jy al klaar dit gemis, maar jy's 'n kind in die koninkryk en die Gees van die Here is binne in jou en hy is gereed vanoggend om vir jou 'n woord van lewe te gee. Transformerende woord wat jou sal voed. Glo jy dit? Nou nie alles wat ek vanoggend vir jou gaan sê, gaan dalk by jou aanklank vind of by jou vassit nie, maar luister, soos Benny Hinn, was dit Benny Hinn of was dit ek weet een van die groot pastore het altyd gesê, listen to the Holy Spirit. Ding is Reinhard Bonke, altyd gesê, listen to the Holy Spirit. So ek wil jou uitdaag vanoggend, listen to the Holy Spirit. Amen. Sy's nie net 'n kerkganger vanoggend. Nou die laaste 2 Sondae, soos ek genoem het, is daar 'n kragtige woord en ons het vir Wayne gehoor praat oor 'n Kairos moment wat net in geloof ingetree word. En ons het gehoor jy's vry, die beskuldiger van die broeders is uitgewerp. Was nie meer 'n skuldbrief teen jou nie. Jy's nie veroordeel nie. Jy is vry. Paulus sê, ek is van geen ding bewus nie. Ek veroordeel nie eens myself nie. Het jy daai selfde mentaliteit vanoggend? Is jy vry vanoggend? Jy sien, as jy nie vry is nie, dan sukkel jou geloof so 'n bietjie. Nou daar's 2 dinge wat ek in hierdie boodskappe wat die Heilige Gees vir my uitgelig het. 2 goed wat ek vanoggend graag met jou wil deel en dit is 1, God is nie in tyd nie en 2, God toets nie jou geloof om te sien of dit sterk genoeg is nie. Hy toets jou geloof sodat jy kan sien of jy glo wat jy spreek. Ons gaan kom by hierdie 2 punte. Maar ek wil weer klem lê op die belangrikheid van geloof. Faith is important. Sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag. Because faith is the currency of the kingdom. Ek sê dit weer, faith is the currency of the kingdom. So sonder geloof kan jy nie aanvaar dat die skuldbrief teen jou uitgewis is nie. Sonder geloof kan jy nie 'n Kairos moment instap nie. Sonder geloof kan jy nie aanvaar vanoggend dat Here, U het my vrygemaak, die skuldbrief is teen my is weg, ek is vry. You need faith to believe that. En sonder geloof sal die 2 punte wat ek in elk geval vir jou gee vanoggend nutteloos wees. You need faith.
So die eerste ding is, God is nie in tyd nie, en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net hieroor dink. God is nie in tyd nie. Die eerste ding wat die Heilige Gees in my hart opbring, en ek het baie hieroor gedink. En ja, dis 'n seker mooi stelling om te maak, maar as jy regtig daaroor dink, God is nie gekoppel aan ons tyd nie. Hoor gou wat sê Jesaja 46 vers 10 in die Message, hier van vers 9 af. Hy sê, "Remember your history, long and rich history. I am God, the only God you've had or ever will have, incomparable, irreplaceable, from the very beginning telling you what the ending will be, all along letting you in on what's going to happen, assuring you I'm in this for the long haul. I'll do exactly what I set out to do." Remember, I am God, the only God you've had or ever will have, incomparable, irreplaceable, from the very beginning telling you what the ending will be. God is nie in tyd gekoppel nie. God operates outside of time. He sees, he declares his word, and his word is completed before the process starts. Ek sê dit net gou vinnig weer, dit net insink. He sees and declares the outcome before the process even starts. Want hy is nie aan tyd gebonde nie. Sien, ons leef en beweeg in die kronos, né? En ons is gekoppel aan tyd. Ons het 'n horlosie, ons het 'n klok, ons lewe in 'n week, 'n maand, 'n jaar. Ons is in tyd vasgevang. Tyd beweeg vorentoe. But God isn't capturing time. Sien, waar die Here spreek, of waar die Here is, buite tyd, spreek hy 'n woord, die woord is afgehandel, en in geloof neem ons die woord aan, spreek die woord, en dis waar die kairos oomblik ontstaan. Kan ek vir jou 'n paar voorbeelde gee uit die woord uit van hoe hierdie werk? Om dit vir jou duidelik te maak vanoggend. 4 voorbeelde, daar's baie meer, maar ek wil net 4 voorbeelde vanoggend vir jou gee. Wat ek bedoel met God is nie in tyd nie, en hy's nie aan tyd gekoppel nie. Die eerste een is Elia en die weduwee. Nou gaan nie al die skrifte lees, die van hulle sal ek lees, maar die ander kan jy gaan lees. Hierdie storie is in 1 Konings 17 vers 8 tot 16, maar ek wil net vir jou die kern van die storie gee sodat jy verstaan. So hier's Elia. En die Here sê vir hom, Elia, staan op, gaan na Serefat toe, daar het ek vir jou weduwee bevel gegee, of daar het ek vir 'n weduwee reeds bevel gegee om jou te onderhou. En Elia staan op, en Elia gaan. Toe Elia in Serefat aankom, kry hy heeltemal 'n ander prentjie. Hier's 'n vrou besig om stokkies bymekaar te maak. Sy sê, hoorie broer, jy verstaan nie, ek is besig om my laaste bymekaar te maak. Die laaste bestanddele wat ek het, maak ek gou bymekaar, dan gaan ek 'n broodjie maak, 'n broodjie bak, ek en my kind gaan daarvan eet, en dan gaan ons sterf. Sit jouself net vir 'n oomblik in Elia se skoene, want hier's die algemene ding in 'n kind van die Here se lewe. Ek het 'n woord van die Here, maar dan kom jy in die omstandighede en lyk dit heeltemal anderste. So dink, hier kom Elia aan. Okay, die Here het gesê daar's vir my 'n weduwee, ek is op pad Serefat toe. Kom daar aan, die vrou is op pad uit. Nou, Elia het een van 2 keuses. Ek kan of in die omstandighede vaskyk, of ek kan staat maak op die woord van die Here en op sy woord staan. Hy het gesê, God said it, that settles it. En gelukkig kies sy geloof. En hy sê vir die vrou, ek imagine hier die hele prentjie. Sy is besig hierso om vir Elia hierdie hartseer storie te vertel, en Elia soos, okay, maar maak eers vir my 'n broodjie. Wat? Het jy nie nou net gehoor wat ek vir jou gesê het nie, is my laaste. Ons gaan dit eet en gaan sterf, en nou wil jy, in elk geval. Sy het ook 2 keuses. Of ek staan op 'n woord, of ek kyk in die omstandighede vas. En sy kies die woord. En Elia, sy doen wat Elia vir haar sê, en die olie raak nie op nie, en die meel raak nie op nie, totdat dit weer gereën het. Nou, hier is die interessante ding ook van hierdie hele storie, né? Die woord sê nie, haar potte en alles is toe vol gemaak nie. Dit was nie die belofte nie. Die belofte was, as jy dit doen, sal die meel nie opraak nie, en die olie sal nie opraak nie. So sy het nie wakker geword en, okay, hier het ons nou genoeg totdat dit reën nie. Sy sien, sy het olie en meel, en sy moet aanhou vertrou, aanhou glo, dat daai genoeg gaan wees totdat dit reën. Perseverance in faith. Maar dit is ook weer 'n preek vir 'n ander tyd. Die tweede voorbeeld is Israel en die Rooi See. Nou ek wil net gou vinnig vir jou hierdie stukkie lees in Eksodus
jy daarby uitkom, vergewe my, ek scroll baie vinniger as wat ek blaai. Eksodus 14, hier vanaf vers 13. Hy sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Hoor gou vers 15. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Onthou nou net, hierdie is voordat die see gekloof het, né? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En dan kom vers 16. En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Die opdrag was nie kloof die see en dan staan op en loop. Die opdrag was, die woord van die Here was, sê vir die kinders van Israel, gaan, loop. Maar Here, daar's 'n groot see, jy dalk die see gesien. Staan op my woord. Ek sê gaan. Nie bekommer nie. My woord is reeds uitgestuur. Dis reeds vervul. Hulle opstaan en loop. Moses kloof die see en hulle stap oor. Die derde voorbeeld is Petrus en Pastor Christo het hierdie al so mooi uitgelig. Petrus het op water geloop, nie, hy het op 'n woord geloop, hy het op geloof geloop. In die middel van die storm. So hulle daar so aan Jesus kom op die water aangestap. En Petrus sien vir Jesus en hy sê, Here, as dit U is, sê vir my dat ek na U toe moet kom. En hy sê, kom. Toe klim Petrus uit. Hy staan op 'n woord. Dis eers die woord. En in geloof staan ons op die woord, ten spyte van die storm en die omstandighede rondom ons. En die laaste voorbeeld is die melaatse man in Lukas, en dit wil ek ook net gou vir jou lees, hier in Lukas 17, vanaf vers 11. So Jesus is hier op pad na Jerusalem toe. Hy sê, en op sy reis na Jerusalem, het hy deur Samaria en Galilea gegaan, en toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggegaan het hulle rein geword. Staan op en gaan vertoon julle aan die priesters. Maar Here, ons is dan nog eers gesond, moet ons nie eers gesond maak en dan gaan ons nie. Luister na die woord. My woord is gaan. En toe hulle gegaan het, word hulle gesond. Hoor wat sê hy verder, net die laaste stukkie, hierso in vers 18 en 19, sê, vra Jesus, want een van hulle kom terug, en Jesus sê, was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? Vers 19 sê, en hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Sien jy die belangrikheid van geloof vanoggend? En ek wil vanoggend vir jou hierdie een vraag vra. Glo jy dat die Here reeds 'n afgehandelde woord oor jou omstandighede gespreek het? Kyk, ek moes hierdie vraag vir myself geantwoord het. En as ek teruggekyk het na baie dinge wat in my lewe die laaste ruk gebeur het, het ek maar net voor die Here stil gebly. Die Here, U weet. Jy sien, want ek glo dat as jy werklik vertrou en staan op die woord van die Here, as die moeilike tye kom, sal jy hom nie sommer bevraagteken nie. You see, in the Kairos moment, the miracle moment is not on the way, it's already given in the heavenly realm, and faith lays hold of it. Dis hoekom die skrywer van Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hoor gou, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Maar Here, ek wil sien. Ek wil sien hoe U voorsien. Ek wil sien dat my bankrekening vol is. Ek wil sien dat hierdie gebeur. Ek wil sien, Here. Die Here sê, hier's al wat jy nodig het. My woord. I've already said it.
settles it. Gaan in geloof. You see, faith allows us to see what God sees and not what time, facts or fear show us. En vas en bid vir 30 dae sodat die deurbraak kan kom. Luister, die Here het dit reeds vir jou gedoen. So wat doen geloof? Geloof skakel tyd uit en sê, wel, ek gee nie om hoe lyk die omstandighede nie. Die Here het reeds die woord gespreek, so ek posisioneer myself met die belofte. It's done. Ek gaan nie wag nie, daar's nie 'n wagperiode nie. I'm positioning myself with it right now. Jy sien, daar's 'n paar plekke in die evangelies waar jy variasies sal vind waar Jesus vir iemand sê, gaan jou geloof het jou gesond gemaak. Of laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Wag jy nog vir 'n wonderwerk? Geloof is die kontakpunt tussen die hemelse waarheid en die aardelike behoefte. Kan ek gou weer vir jou sê vanoggend, geloof is die kontakpunt tussen die hemelse waarheid en die aardelike nood, behoefte. Faith is the point of connection between heaven's reality and earthly need. Begin jy verstaan en sien hoekom is geloof belangrik? The importance of faith. En waarom geloof vir die Here so belangrik is. Because without faith we cannot please God. Without faith we cannot accept the finished word. Nou kom dit by die tweede punt. Waarom toets die Here jou geloof? Nou, is nog 'n ding wat die Heilige Gees vir my uitgelig het en ek hou daarvan om sulke vrae van mense te vra terwyl ek voorberei vir 'n preek of terwyl ek voorberei, want dit gee vir my 'n bietjie perspektief oor hoe mense dink. Met ander woorde, dan kan ek ook onderskei, deel die Here hierdie met my vir Barry sodat ek iets kan leer of deel hy dit met my sodat ek dit kan verwerk vir ander. Nou vra ek vir jou vanoggend, waarom toets die Here jou geloof? Wil iemand 'n antwoord gee? Anybody? Niemand? 50 randjies? Kom vir jou sê. Sien die algemene antwoorde wat jy dan kry is wel, die Here toets jou geloof sodat jou geloof kan groei. En ja, dis reg. Dis net 'n gedeelte daarvan. En dan is daar ander wat 'n wettiese ingesteldheid het wat nog nie weet dat hulle vry is nie, dan sê hulle wel, jy moet geloof hê sodat die Here kan sien jy het geloof sodat jy die hemel kan maak. Ons bid vir hierdie mense. Kom ons lees gou wat sê Petrus oor geloof in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Hy sê 1 vers 6: Hieroor kan julle baie bly wees, al moet die baie beproewings julle vir 'n rukkie laat swaar kry. Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word, en onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toets die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. Your faith glorifies Jesus and reveals Jesus to the world. Hoor gou net weer wat sê vers 7, die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. The authenticity, the genuineness of your faith. En hiermee maak ek nog 'n stelling oor geloof vanoggend. Die eerste een is faith is not linear but positional. Die tweede stelling is faith is not proportional, it's absolute. Waarvan praat die Soutie nou? Geloof word nie in mate toegepas nie. Met ander woorde, ek gee nie 'n klein bietjie geloof vir 'n klein wonderwerk nie. Ek gee nie baie geloof vir 'n groot wonderwerk nie. Of jy het geloof of jy het nie geloof. Maar wat van die mosterdsaad? Jesus praat dan van 'n mosterdsaad. Sê hy dan nie as jy so 'n bietjie geloof het soos 'n mosterdsaad sal jy berge versit nie. Jesus praat nie daaroor die hoeveelheid geloof nie. Hy sê nie as jy so 'n bietjie geloof het soos 'n mosterdsaad nie, hy sê as jy geloof het soos 'n mosterdsaad sal jy berge versit. Wat beteken dit? 'n Geloof wat groei en wanneer die storms kom, getoets word en staande bly. A growing faith. Sien, jou geloof word nie getoets omdat die Here wil weet of jy sterk genoeg is nie. Hy weet.
Hy weet, dis hoekom die woord sê jy sal nie bo jou kragte getoets word nie. Hy weet. Maar jou geloof word getoets sodat jy kan sien of jy regtig glo wat die Here oor jou lewe gespreek het. Faith is revealed in trials not to shame but to strengthen. En dan sê ons broer Jakobus in Jakobus 1:2-4, ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek praat hier van jou geloof moet soos daai mosterdsaad wees. 'n Groot boom groei. Dat dit lydsaamheid bewerk, perseverance. Want as jou geloof lydsaamheid het, sal jy volmaak sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Wat beteken dit vir jou en vir my? Wanneer moeilike tye kom en hulle doen, wat verklaar jy en wat is regtig in jou hart? Do I have faith? Nou wil ek vir jou net 'n storie vertel waar dit vir my van toepassing is en waar hierdie hele boodskap eintlik vir my in 'n nuwe lig oopgemaak het. So 2-3 maande terug speel ons op 'n Saterdag, laat Saterdag speel ons met Hannah by die huis en maak 'n armpie seer. En ons weet nie of hy uit lid uit is of wat die geval is nie, maar sy sit en sy kan nie die arm gebruik nie en sy huil en dadelik is ek in 'n mindset van bekommernis. Soos ag nee. Jy weet ek is half eintlik moedeloos want hoekom gebeur hierdie nou? En ek het net sit en ons wonder oor wat ons moet doen en ons besluit okay, kom ons vat hom maar en ons vat haar hier na die Hermanus Staatshospitaal toe en ons sit en wag. Nou wag ek met Hannah daar want ons mag net een ouer saam met haar ingaan. Sy is ongelukkig en sy't seer en baie vriendelik daar, so baie warm. En ek raak frustreerd. En ek begin die Here bevraagteken, maar Here, hoekom gebeur hierdie? Bid ons dan nie oor hierdie goed nie. Bid ons nie teen hierdie goed nie. En hulle sê okay wel, ons moet eers hierdie en ons moet daar 'n leer gaan oopmaak en nou raak ek nog meer frustreerd want my kind het seer en nou sit ek daar en ek sê vir my net, hoorie, kom ons ry, kom ons los dit. Ek sê en ek bid en ek sê Here, U gaan hom gesond maak, maar ek kan nie hier sit nie. En ek is eintlik half kwaad, opstandig teenoor die Here. My eie kyk die Here val nie van sy troon af nie. Ek dink hy dink net, ai. Kan jy nie net 'n bietjie geloof toon nie? Wys net in elk geval. Die vrou by die hospitaal sê, "Is julle seker want as julle nou môre moet terugkom, dan gaan julle die hele proses weer van voor af begin." Ek sê ons kom nie môre terug nie. En ons kom by die huis en ons maak vir Hannah klaar en ons sit daar in die bed en terwyl sy daar lê bid ek en ek sê dankie Here dat U haar gesond maak, maar ook half so dankie Here dat U haar gesond maak en sy slaap en sy is toe rustig. Die volgende oggend nou sy het so 'n liedjie wat ons so saam met haar sing, I do the hokey pokey turn around, that's what it's all about. Nou as 'n stukkie was sy so wow, the hokey pokey en dan steek sy haar arms op, né? Maar nou toets ek dit. Nou sê ek, "Waar gaan ons die hokey pokey sing?" En sy sê ja en nou sing ons nou sê ons wow, nou terwyl ek so staan kyk ek so vir haar, sien ek okay, sy lig albei armpies. En ek weet toe soos okay, sy's gesond. Weet, dit's weg. Daar's dit heeltemal gesond. Nou, jy sou dink my eerste reaksie sou gewees het, "Prys die Here, sy's gesond, U het haar gesond gemaak." Maar dit was nie, want in my frustrasie is ek eintlik half blind teenoor dit en ek sê wel ek is net verlig dat sy gesond is. En ek vertel hierdie vir jou want dit het my baie gewys oor my geloof in 'n moeilike tyd. Ek kon baie beter gedoen het in terme van geloof. Daar's soveel beloftes waarop ek kon gestaan het. En die manier hoe ek gekies het om die saak te hanteer kon baie anders te gelyk. Maar ek het baie in die omstandighede vasgekyk in plaas van om op die woord van die Here te vertrou. Maar nog 'n ding wat ek geleer het is, die Here is nog steeds genadig om vir jou deur te kom
wanneer jou geloof min is, wanneer jy nie geloof het nie. Alhoewel hy geweet het, hoor die môreoggend as hulle wakker word en hulle sien sy's gesond, maar ek doen dit nog steeds vir jou, want julle is my kinders, ek is lief vir julle. Jy sien, daar's 'n verskil nou hierso. Die verskil van 'n lewe van guns en die verskil van 'n lewe van oorvloed. You can live in a life of favor, want die Here is genadig en hy's goed en hy laat die son skyn oor die wat goed en sleg is, hy laat dit reën oor die wat goed en sleg is en hy sal vir jou deurkom. Maar as jy, soos Jakobus sê, volmaak sonder gebrek en niks kort kom nie, dit verg 'n lewe van geloof. Faith with perseverance. So. Ons kan nie op die woord van die Here reageer sonder geloof nie. Faith is non-negotiable. God is nie in tyd nie, sy woord is ewig en sy woord is afgehandel. Sy woord sê, ek het my woord in die aarde ingestuur om te doen waarvoor ek dit gestuur het. My woord sal nie leeg terugkeer nie. Glo jy dit vanoggend? Die woord van die Here sal nie leeg terugkeer nie. Bid jy oor iets vanoggend? Is daar iets in jou lewe waarop jy vertrou vir die Here? Hoor my vanoggend, die woord van die Here is afgehandel, dit sal nie leeg terugkeer nie. Ek is bly julle is so opgewonde daaroor. We lay hold of God's now word in faith. Dis alles deur geloof. En ja, dit is makliker om dit baie keer te doen. Baie kere is dit maklik om dit te doen, maar wanneer daar regtig verdrukking of beproewing kom, is dit baie keer moeilik, maar ek wil jou uitdaag, staan vas in die storm, staan vas en loop see se kant toe. Die see sal kloof, die storm sal stil word as jy op die woord van die Here staan. Your faith has healed you. Your faith has brought your breakthrough. Jou reaksie in sulke tye sal jou baie leer op van jou geloof. So kyk bietjie. As daai tye kom, vra vir jouself, het ek geloof? Net so 'n paar laaste gedagtes, dan is ek klaar. Faith isn't proven by what you confess. It's revealed by what you do when you're invited to trust. When you feel uncomfortable, challenged, or stretched, it's not because God doubts you. It's because He's inviting you to see yourself the way that He sees you, capable of moving mountains. Every faith test is a growth moment, not a threat. Amen. Geloof is noodsaaklik dat ons op die woord van die Here sal kan staan en glo dat dit wat hy gespreek het afgehandel is. Onthou, God is nie aan tyd gekoppel nie. Waar hy is jy reeds. Waar hy is jy reeds volmaak, gesond, gehelp, voorsien. But faith allows us to see that. So ek wil jou uitdaag vanoggend. Jy is die enigste persoon wat in geloof kan intree in jou situasie, wat ook al dit mag wees. You alone can step in faith en op die woord van die Here staan. Hoe doen ons dit? Deur om die woord te verklaar. To declare the word of God. In sulke omstandighede. So Here, ons dankie vanoggend vir die woord. Ons dankie Here dat U 'n woord van lewe oor ons gespreek het, Here. Ons dankie dat U vanoggend 'n woord oor ons gespreek het wat afgehandel is. Because inside of us is the kingdom of God, filled with your power, filled with your glory, filled with your perfect peace in the Holy Spirit. En Here, ek dank U dat U vanoggend die woord vir ons lewend maak, Here, in ons omstandighede. U ken elkeen in hierdie plek vanoggend, Here. En baie keer as die storm moeilik raak, Here, as die storm te erg raak, Here, en soos 'n Petrus, Here, wanneer ons oog van die woord afhaal, dan sink ons baie keer en U is genadig om ons op te trek, Here.
But King Jesus, we want so much more. Ek verklaar dit oor hierdie huis vanoggend, Here. Oor die gesinne in hierdie gebou vanoggend, Here. Oor die wat vir ons kyk, Here, op sosiale media, Here. There is a faith and a perseverance in faith wat ons volmaak maak, Here. Sonder gebrek, waar ons in niks tekort kom nie. Heilige Gees, ek dank U dat U daai geloof in ons wakker maak, Here. Dat wanneer die storms kom, it will be tested, en dat dit eg sal wees, Here. Dat die egtheid van ons geloof getoets sal word, en dat Jesus daardeur geopenbaar sal word. Because God, you are so good. Ons dank U daarvoor vanoggend, Koning Jesus. Klaar dat hierdie woord sal grond vind, Here, wat sal groei tot eer van U naam. Thank you for faith, Lord Jesus. Dankie vir die liefde. Dankie vir die goedheid. Dis ons gebed in Jesus se kosbare naam. Ons dank U daarvoor. Amen. En amen.